Baie welkom by hierdie uitsending van ons diens. Jy het nie op die verkeerde knoppie geklik nie. Jy is op die regte plek. Ek groet jou vanoggend sommer uit my kar uit, want ons is besig met die prayer drive. En as jy nie 'n idee het waarvan ek nou praat nie, dan wil ek jou sommer dadelik verwys na ons website waar jy al die besonderhede gaan kry. En ons is besig om net verby skole en hospitale te ry en op pad na lekker Roudels toe. En ons bid sommer so verby al die plekke waar ons verby ry. So, Luan, sê 'n bietjie hallo vir die mense toe, man. Hallo julle, ek wil julle uitnooi om ons Doxa Day Kids Facebookblad te gaan like. En soos julle die prayer drive vat, gaan post nou vir ons daar foto's soos julle as 'n gesin saam ry in julle kar vir die prayer drive. Sien julle daarso. Ek gaan die volume soms so lekker hard opdraai. Geniet die tydjie van aanbidding saam met my. Worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Of heaven, you conquered the grave. You freed every captive and broke every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Through every storm, you'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Of heaven, you conquered the grave. You freed every captive and broke every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you have done great things. Have done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You freed every captive and broke every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things.
Here, terwyl dat ons hierdie vandag sing en terwyl dat ons dit verklaar, God, you do great things, is ek ook so bewus daarvan, hoe baie van ons dit nodig het, Here, om te beleef hoe dat u grootheid kom deurbreek in ons omstandighede en in party van ons krisisse. As ons vorentoe kyk na hierdie jaar, Here, dan wil ons dit vandag begin verklaar. Our God will do great things. Ons dankie, Here, dat al die ontwrigting plek maak vir opwinding, dat al die isolasie plek maak vir verhouding. En ons dankie, Vader, dat ons dit kan bid vir alles waarmee ons vandag betrokke is. In Jesus naam, amen. Amen. Ja, ek dink dit is presies wat ons begeerte vir jou is, dat hierdie jaar vir jou 'n jaar sal wees van vervulling, van sukses, van impak. En ons is opgewonde, al sê die president, ons mag nie op 'n Sondag by mekaar kom nie, het verlede Sondag 'n klomp van ons, hier was omtrent 60 karre gewees van mense wat net kom parkeer het hier in die parkeerterrein, daar was nie 'n gathering nie, en ouens het 'n kaartjie gekry met 'n gebedslysie en hulle het vir jou gebid. Ons het gebid vir ons gemeente, ons het net gaan stap in die strate hier in Brooklyn, bietjie nat gereën, en so deur die reën het ons net gesê, Here, baie dankie, dat U met ons is. En ek wil hê jy moet dit weet, dis nie net die stap en die bid nie, ons bidders, ons gebedspan is besig om mense te bel, en as jy self op 'n plek is waar jy gebed nodig het, dan kan jy net ons laat weet. Jy kan vir ons 'n e-pos stuur by bl@doxadeo.org en praat met ons. Gee ons 'n geleentheid om net saam met jou te staan in dit waarvoor jy die Here vertrou. Vandag is vir my 'n baie belangrike kuiertjie met jou, en ek wil hom ver gaan haal. Ek wil hom gaan haal by die heel eerste oomblik van die heel eerste groep gelowiges in Handelinge hoofstuk 2. Ons sien hoe dat daar 'n klomp mense tot bekering kom op daai dag in Handelinge 2, en hulle is gedoop en hulle is opgewonde en die kerk het begin. Dit lyk vir ons met so oor die 3000 mense op daai eerste dag. So omtrent die grootte van die groep mense wat deel is van Doxadeo hier by ons Brooklyn campus. Maar nou sien ons, wat het hulle gedoen? Wat was die eerste behoefte van mense van die eerste kerk? En ek is oortuig, daai behoefte het vir 2000 jaar nie verander nie. So kom lees gaan saam met my Handelinge 2 van hier van vers 42 af. Daar staan, en hulle het volhard, nommer 1, in die leer van die apostels, nommer 2, in die gemeenskap van gelowiges, nommer 3, in die breking van brood, en in gebed. So ons sien 4 goed hier, waarin die kerk volhard het. En wat ons sien, is dat daar was nou in die ou Afrikaans staan daar het vrees gekom op almal, maar daar was hierdie sense of awe, daar was hierdie bewustheid van hoe groot en belangrik hierdie oomblik is. En daar was wonders en tekens, en mense het vir mekaar gebid en gesien hoe die Here ingryp in hulle omstandighede en hulle krisisse. Maar dan sê vers 44 hierdie woorde, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar gewees. Nou, ek het in die afgelope paar weke, en Martinus laasweek, het ons met jou gesels. As jy dit dalk gemis het, asseblief gaan op ons YouTube kanaal, en gaan volg net, omtrent so 25 minute van elkeen van daai preke, en ons het met jou gesels oor, hoe gaan ons hierdie jaar benader? Hoe gaan ons kreatief wees, binne in die beperkinge? Hoe gaan ons dit regkry om ons gesindheid gesond te hou, en laat ons hele attitude, jou hele gesindheid, laat hy nie toksies raak met al die omstandighede en die krisisse en die moeilikheid nie. En ons het gepraat oor scenario beplanning, en daar's 'n klomp fantastiese goed, maar ek wil vandag vir jou sê dat een van die steunpilare van die mens se DNA is verhoudinge. Dit is met ander woorde die feit dat ons 'n keuse maak, dat ek nie hierdie lewe, ek gaan nie hierdie jaar op my eie aanpak nie. Soos ek vir jou moet vra, met wie is jy by mekaar? Wie is daai mense? Wie is die persone van wie jy kan sê, ek het my lewe aan ander mense vasgebind? Nou kom ek antwoord dit gou vir jou uit my eie lewe uit. Jy weet, so as ek sê, ek leef in verhouding met mense, wat beteken dit? Dit beteken heel eerste, dis my huis, dis my huisgesin, dis my naaste.
En dan natuurlik my familie. En van my familie af is daar 'n vriendekring. En van my vriendekring af is daar my gemeente. Ek en my vrou is baie lief vir Doxa Deo hier in Brooklyn. Ek meen, hier is ons mense. Party van julle wat ons hier volg op die internet, leef nou al in ander dele van die wêreld, maar jy iets, 'n stuk van jou hart is hier. Dis nie net die plek nie, dis die mense. Dit is my mense. En so kan ek dit 'n bietjie weier vat en vir jou sê, ek is nie net deel van Doxa Deo nie. Ek is nie net deel van die kerk in my stad nie. Ek is ook deel van die groep wat ons self Afrikaners noem, en ons is deel van wat ons self Suid-Afrikaners noem. En so kan ons aangaan en bietjie praat oor, waar is ek by mense by mekaar? Dis die plekke waar ek behoort. Nou wat die Bybel vir ons hier wys, in Handelinge 2, is vandag nog die waarheid. En dit is dat die kerk van Jesus Christus bied 'n fantastiese plek waar mense toewyding aan mekaar kan beleef. Ek wil vandag vir jou vra, hoe lyk jou toewyding aan die gemeenskap van gelowiges? Wat het ek nou vir jou gelees? Handelinge 2 vers 42 sê, hulle het hulle toegewy en hulle het volhard in die leer van die apostels. Jy doen dit vandag, jy laat toe dat ons as 'n geestelike leierskap, laat ons jou bedien met die woord, en jy commit tot hierdie proses om hierdie Bybelstudie te doen en so die jaar in te gaan. Maar dis nie net dit nie, hulle het hulle ook toegewy, they committed themselves, sê een van die Engelse vertalings. Hulle het volhard in die gemeenskap van gelowiges. Ek is so geseën deur Brooklyn Campus, se verskillende plekke waar mense kan behoort, waar dit kan voel, ek is deel, ek is by mekaar. Ek het my lewe vasgegroei aan ander mense. Die eerste tipe groepe wat ons het, noem ons selgroepe. En dit is nou waar groepe mense op verskeie plekke of in huise of by werksplekke by mekaar kom. Ek is deel van so 'n groep op 'n Vrydagoggend. In my geval is dit sakeleiers, dit is ons selgroep, ons is tussen 6 en 7 by mekaar. In party van julle gevalle is dit miskien 'n Woensdag aand of wat ook al. Jy is 'n groepie waarskynlik van so tussen 6, miskien 12 of 15, 20 mense wat gesê het, ons gaan een keer 'n week by mekaar kom, en die hoofrede vir 'n selgroep se by mekaar kom is saam groei, maar is versorging, dis ondersteuning. Dis een van die hoofredes. Maar dan sien ons, daar's ander tipe groepe, daar's bedieningsgroepe in ons kampus. Kom ek vat ons aanbiddingsspan byvoorbeeld, of ons kinderbediening. So die rede hoekom ons by mekaar kom, is vir 'n sekere funksie wat ons vervul. En omdat ons daai funksie saam vervul, oor seisoene het daar verhoudinge gegroei, en hierdie mense het my familie geword. Ek is in 'n selgroep, party van ons is in 'n selgroep en in 'n bedieningsgroep, maar ander van ons sê, daai bedieningsgroep is my selgroep. Dis waar ek by mekaar is. En as ek teruggaan na Handelinge toe, dan vra ek vandag vir jou, of jy nou in 'n selgroep is, en of jy nou in so 'n bedieningsgroep is, ek gaan nou nog 'n paar noem. Die vraag is, doen jy wat Handelinge sê? Is jy besig om te volhard in die gemeenskap? Wat dit beteken om te volhard, is met ander woorde, dat as die president sê, ons mag nie fisies by mekaar kom nie, dan maak ons 'n plan en ons kuier op Zoom. En as ons nie op Zoom kan kuier nie, veral vir mense wat nie baie data het nie, dan kuier ons op WhatsApp. En ons maak 'n plan om te kan tik en te praat met mekaar, en ons doen dit met voice notes as ons dit nie met video kan doen nie. Die feit is, ons volhard, ons tackle 2021 nie op ons eie nie. So dit is selgroepe in ons kampus, en dan is daar bedieningsgroepe, en 'n ander groep wat ons agtergekom het vir mense belangrik is belangegroepe. Met ander woorde, mense wat by mekaar kom, omdat hulle sekere belange met mekaar deel. Ons het byvoorbeeld mense wat voorberei om getroud te raak, en dan is daar 'n voorhuwelikse proses, waar jy kan sê, hier bou ek 'n groepie, en ons is 'n vriendekring, wat saam die huwelik gaan bestudeer, op pad na ons troue toe, en selfs binne in die eerste jaar of wat van ons huwelik in. Of dalk het ons young adults, wat as manne hulle self groepeer rondom 'n proses wat ons noem discovery, of jong dames rondom Radiance. Wat probeer ek vir jou sê? Dit is belange wat mense saamtrek, en daai belangstelling maak dat ek sê net maar vir 'n jaar lank saam met iemand 'n pad gaan loop, wat ook al die betrokke behoefte is. Ons is opgewonde om in hierdie jaar te sien dat daar sulke mentorsgroepe
vir meer volwasse mans en dames ook gaan wees, soos wat ons vir jong ouens en meisies het met Discovery and Radiance, en ons gaan dit mentorskap groepe noem. Wat ek vir jou vra is, het jy jou keuse gemaak? Is jy deel van 'n selgroep? Het jy miskien 'n belangegroep waarvan jy deel is? Is jy in een van ons bedieningsgroepe? Ons het ook uitreikgroepe. Ons het mense wat sê dat die rede hoekom ons bymekaar kom is vir die rol wat ons vervul, sê nou maar by die polisiestasie, of die rol wat ons vervul in ons uitreik na arme mense, of wat ook al die geval mag wees. Nou ek gaan hier stop. Ek dink daar's soveel ander verskillende definisies. Ek moet vir jou vandag vra, hoe gaan dit met jou volharding in die gemeenskap van die gelowiges? Met volhard wil ek gou met jou deel wat dit vir my prakties beteken. Ek dink wat die Here vir ons gee in sy verhouding met ons, dit wat ons by hom ontvang, dit moet ons leer om dit te vat na ons verhouding met mense toe. So wat is volhard? Volhard in die eerste plek is commitment. Met ander woorde, ek is die een wat die energie bring na hierdie verhouding toe. Kom ek vat enige groep waarvan jy deel is, my selgroep op 'n Vrydagoggend. So ek kan net daar aankom en dit maar net bywoon en dan maar net weer huis toe gaan, of ek kan sê nee, ek volhard, ek bring my energie na hierdie groep toe. Ek gaan kom deelneem, ek gaan daar wees, meeste van die weke as ek in die stad is ek by my groep, en glo vir my, baie Vrydagoggende is ek nie reg om op te staan 5 uur nie. So daar is 'n stuk volharding, daar's 'n commitment. Jy weet waarvan ek praat, jy weet wanneer Woensdag aand se selgroep kom, is ons altyd een of ander krisis, of 'n pyp wat bars 5 uur in die middag, of een of ander geyser wat moeilikheid maak, of die honde gryp mekaar, en daar's hierdie keuse wat ek moet maak, gaan ek volhard of gaan ek nie volhard nie. Ek wil jou herinner aan God se toewyding aan my en jou, die volharding, en dan wanneer hy kom en hy sê, dat ons hom nou weer moet lief hê met ons hele hart, en ons naaste soos onsself, dan praat dit van my energie, wat ek soontoe vat, my energie, my belangstelling, maar ook my talente. Ek gaan in my groep met 'n gesindheid van, wat se bydrae kan ek hierso lewer? Al is ek nie die leier van die groep nie, dan kom ek en ek sê, die Here het vir my unieke vermoëns gegee. Party van julle het 'n hart vir mense. Man, jy as iemand bietjie aflyk, dan sien jy dit dadelik raak. En jy weet hoe om hulle te encourage en hulle te bemoedig. En dit is jou bydrae om te volhard in die gemeenskap van die gelowiges volgens die Bybel, is nie net om by te woon nie, maar dit is om die contribution vraag te vra. Wat is my bydrae wat ek gaan lewer in hierdie betrokke groep? As ek kyk na 2021, dan weet ek glad nie wat vir ons wag nie. Ek weet nie wat vir my wag nie, maar wat ek weet is, ek gaan dit nie alleen beleef nie. Omdat ek volhard in hierdie verskillende vlakke wat ek nou vir jou gaan noem, ek volhard in die gemeenskap, in die saamtrek van gelowiges, weet ek, dat wanneer ek tekort skiet, gaan daar mense rondom my wees, wat bereid gaan wees, en wat die energie en die vermoë gaan hê om saam met my die pad te loop. Ek moet net voordat ek nou met jou praat oor daai vlakke van behoort, 'n laaste stukkie hartseer wat ek in verhoudinge en in groepe raakloop. Ek moet dit met jou deel. Ek sien partykeer hoe dat party mense, hulle is daar, hulle neem deel, maar weet jy, hulle sal nooit so ver gaan as om hulle hart regtig oop te maak vir daai selgroep of dalk vir individue binne in die selgroep nie. Volhard in die gemeenskap van gelowiges beteken ook dat ek my lewe bietjie oopmaak, my hart oopmaak en dat ek vulnerable raak. Dat ek bereid is om vir mense te sê, hoor die ouens, hierdie week is ek moeg, of hoor die ouens, ek sukkel by die huis, of hierdie, my finansies lyk so, of my gesondheid lyk so. En dit is my hartseer wanneer ek sien hoe dat mense verskriklike groot battles alleen aangevat het. Net omdat hierdie beginsel van ek volhard in die gemeenskap van die gelowiges het nie nog 'n tree verder gegaan van waar ek so bietjie van die dieper deel van my binneste met iemand anders deel nie. Vir my, vir John, as ek kyk na 2021 wat voor my staan, dan weet ek kan eerlik wees hierdie jaar. Ek het mense wat ek kan vertrou. Ek het verhoudinge opgebou oor die laaste ruk waar ek vir sekere van hulle kan ek letterlik alles sê waarmee ek stoei. En hulle gaan nie van hulle stoel afval nie, want hulle het al vir my vertel van die goed waarmee hulle stoei.
So kom ek vertel jou van hierdie geskenk wat iemand vir my eendag gegee het, 'n boek wat ek gelees het, en toe begin ek dit raak sien, en is al 2000 jaar in Jesus se lewe gewees, en ek het dit nooit raak gesien nie, en nou rig ek my lewe so in, dat as die Bybel sê, ek volhard in die leer van die apostels, ek volhard in die gemeenskap van gelowiges, die breking van brood en gebed, die eerste kerk se behoeftes, hoe lyk dit vir my prakties? Hier is die 4 plekke waar Jesus behoort het. In die eerste plek sien ons dat Jesus het 'n skare gehad wat hom gevolg het. En so het ek en jy 'n skare. Ons het 'n groep geestelike mense waarvan ons deel is. Vir my is dit Doxa Deo. Doxa Deo is my crowd. Doxa Deo is hierdie groot beweging wat in 8 stede betrokke is, buite Suid-Afrika, binne in Suid-Afrika, en daar's uitbreiding na nuwe stede toe, en hier's 'n klomp opwinding, en is 'n skare mense, waarskynlik hier by die 30,000 mense, wat saam 'n droom en 'n passie het om 'n stad te verander. Jesus het 'n skare gehad wat hom gevolg het. Wie is jou skare? En is jy besig om jouself toe te wy aan daai skare? So wat ek doen is, ek sê, ek is nie net in Doxa Deo nie, nee. Dit waarvoor Doxa Deo staan is waarvoor ek staan. Ek het my toegewy. I committed myself to belong to that crowd. Dan nommer 2, het Jesus nie net 'n skare gehad nie. Ons sien hoe dat daar 'n groep mense van omtrent, lyk dit vir my 120 mense, die dag toe hy in die hemel opgevaar het en hy vir hulle gesê het, gaan wag in Jerusalem, julle gaan krag uit die hemel kry. Lyk dit vir my, dit was so 120 mense. En dit was sy belangegroep gewees. Vir my, binne in die skare van wie Doxa Deo is my belangegroep, is die manne hier in Brooklyn. Dis my belangegroep. Dis mense wat soos ek dink, dis mense wat, jy weet, dis my 120. Dit is die mense met wie ek 'n bietjie meer van my passies kan deel. Jy weet, dis die ouens waar ons praat oor, gebruik ons ivermectin of nie, dis die ouens waar ons praat oor, jy weet, gaan ons golf hierdie jaar, gaan ons jag hierdie jaar. Dis die mannegroep, my 120, wat ek voel, hierdie ouens is saam met my oorlog toe gaan. Jesus het behoort, hy het hierdie skare gehad wat hom gevolg het, maar hy het 120 gehad wat hom gevolg het. En daai 120 is vandag die vraag vir jou. Wie is dit vir jou? Jy weet, ons het ons young adult bediening, en ons het ons studente bediening, en ons tiener bediening, en ons het ons senior bediening, en ons het manne bediening, en vroue bediening. En jy het so 'n plek nodig, waar dit nie net hierdie groot massa skare is nie, maar jy bring dit 'n bietjie nader. Hier's my campus, hier's waar ek behoort. En ek gaan myself commit, ek gaan my toewy aan daai verhoudinge. Wanneer daai manne op 'n kamp gaan, dan is ek saam met hulle daar. Ek kanselleer goed, en dis vir my belangrik. As ek vorentoe kyk na hierdie jaar, dan is dit een van die keuses wat ek gemaak het. Ek gaan saam met hulle die jaar in die oë kyk. Maar duidelik dan sien ons dat Jesus 12 ook gehad het. So hy was deel van 'n skare, en hy het behoort aan daai 120 wat hom gevolg het, maar tussen die 120 was daar die 12 disippels wat hy gekies het, en ons sien, vir my is dit my selgroep. Dis die mense met wie ek elke week tyd spandeer. Ek het my toegewy aan 'n groep mense. Hoekom elke week? Want as ek 1 week mis, dan weet ek sien hulle nog 3 keer hierdie maand. En dis heeltemal 'n ander ervaring. Hulle deel met my in my dag tot dag belewenis van my lewe. Dis my selgroep. Dan dat sien ons in Jesus se lewe dat dit was die skare, dit was die 120, dit was die 12 gewees, maar dan is dit baie duidelik, daar was 3. Johannes, Jakobus en Petrus was die binnekring gewees. En Jesus het daai 3 in sy grootste oomblik van smart het hy hulle saamgevat. Wie is daai 3 mense vir jou? En ek dink dis die punt waar ek by wil uitkom. Die rede hoekom ek uitsien na hierdie jaar, is ek weet wie's daai 2 of 3 mense. Wanneer ek regtig op 'n slegte plek kom, bel ek hulle. Dis die mense wat ek weet sal hulle lewens tot stilstand laat kom en ry om my te kom help. En ek vir hulle. En ek is in 'n selgroep, ek het my 12. Hulle is bietjie meer as 12, maar dis ons weeklikse groep. En dan is daar hierdie 120, hierdie Doxa Deo Brooklyn campus en die manne hier, en dan het ek my skare waarvan ek deel is. Jy weet, as jy dink oor al hierdie verskillende plekke waar ek behoort en hoe ek my lewe ingerig het, dan kom jy agter wat se kompliment die liggaam van Jesus vir ons kan bring. Hoe begeer ek dat jy dit sal beleef?
Dat jy vriendskap op hierdie vlakke sal beleef. Dat jy dit sal beleef wat die Bybel gedoen het vir duisende jare, nou in 2021 ook in jou lewe. Ek dink ons leef in 'n tyd waar isolasie een van ons grootste uitdagings is. Isolasie maak dat ons op ons eie besluite begin neem. Isolasie maak dat ons begin wegdwaal, partykeer van die Here af. Isolasie maak dat ons selfsugtig net na ons eie wêreld begin kyk. En isolasie maak dat ons perspektief verloor. Ek wil vandag na 2021 saam met jou kyk. En ek wil ernstig nou saam met jou bid en die Here vra om vir jou te wys, wie is die mense wat hy reeds rondom jou gesit het. My versoek vandag, my aanmoediging vir jou is, moenie wag vir môre en oormôre nie. Vat vandag jou telefoon en bel iemand en maak hy koffie afspraak. Daar's dalk 'n paar verhoudinge wat herstel moet word. En mag jy beleef wat dit is om in gesonde gemeenskap met mense te kan leef. Die gemeenskap van die gelowiges beteken dat ons by mekaar is. Al kan ons nie fisies by mekaar wees nie, met al die tegnologie en die goeders, weet ek, my hart is by jou en jou hart is by my. And we are in this together. As 'n groter gemeente is ons as leiers 'n bietjie bekommerd dat mense besig is om letterlik van die kante van ons gemeente af te val, want ons kan nie fisies by mekaar kom nie. En daarom wil ek jou vra, kom wees deel van ons leierskap, kom wees deel van ons span mense wat sê, ek sal in al hierdie verskillende forme van groepe, sal ek seker maak, dat ek die ene is, wat hierdie gemeente help by mekaar hou. Of dit deur ons verskillende bedieninge is, of deur ons selgroepe, en of dit deur ons life center is, wat mense bel, en sommer net bemoedig en berading gee, en bedien met gebed, wat ook al die manier is, ons is saam in hierdie boot, en mag die Here vir jou hierdie boot veilig maak, soos wat ons in 2021 invaar. Kom ons sluit af met 'n gebed, en ek wil vandag vra, Hemelse Vader, U is Vader, Seun en Heilige Gees, U is verhouding. You are fellowship. En U het ons op hierdie aarde gesit om in verhouding met ander mense te leef. En vandag bid ek teen isolasie. Ek bid dat as daar mense is wat hierna luister, wat miskien eensaam voel, wat voel maar ek het nie iemand wat ek kan vertrou nie. Ek het nie iemand wat saam met my deur hierdie ding gaan nie. Here, kom help elke een van ons om te ontdek wie is ons 3. Wie is die binnekring met wie ek my hart kan deel? Wie is my 12? Wie is die mense met wie ek elke week tyd spandeer en wat ek die op en die af van die lewe saam kan beleef? Here, wie is die groter groep waarvan ek deel kan wees, wat die weermag van God vir my kan word, saam met wie ons die uitdagings van hierdie lewe kan aanvat? Dankie Jesus dat U die kerk gevestig het en dat ons almal, waar ons ook al in die wêreld is, dat ons deel kan wees van die kerk van Jesus, dat ons soos in 'n liggaam ons rol kan ontdek, nie net vir hoe die liggaam my sterk maak nie, maar vir die bydrae wat ek lewer in die liggaam van Jesus, sodat die missie van Christus na hierdie aarde toe kan kom. Dankie Here, 2021, mag dit 'n jaar wees waar ons meer connected met mekaar gaan wees as ooit van tevore. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. We've seen what you can do, O God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move, all things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save, all things are possible. The darkest night, you can light it up, you can light it up. Oh God of revival,
There's no prison wall you can't break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. Oh, you can light it up. Oh, God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh, God of revival, God of revival. Awaken your people, come awaken the city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble, I hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people, come awaken the city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble, I hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up. Can light it up. Oh, God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh, God of revival, yeah. Come awaken your people, come awaken the city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble, I hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people, come awaken the city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble, I hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out.
no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. Ons is so opgewonde oor seker een van die grootste uitreike wat Doxa Deo Tshwane aanpak in die volgende seisoen. So, ons het besluit as 12 kampus in Pretoria om hande te vat en ons uitreik na hospitale. Kan jy net vir 'n oomblik dink, as elkeen van ons kampusse 2 of 3 hospitale na uitreik, het ons die geleentheid om na 30, 40 hospitale in Pretoria uitreik en 'n impak te maak. So, ons gaan in die komende week gaan Brooklyn self na 6 hospitale en klinieke uitreik. En basies wat hierdie uitreik behels, ons gaan so gebedshouer in die hospitaal oprig waar die mediese werkers, die dokters, die verpleegsters almal hulle gebedsversoekie kan ingooi en ook met ons kontak maak indien daar behoefte is aan bemoediging of so 'n bietjie berading of gebed, persoonlike gebed of opvolg en so aan. Ons het 'n klomp geskenkies wat ons ook net vir hulle uitdeel met 'n briefie van bemoediging en net waardering en wanneer ons hierdie kom aflewer, gaan ons hier kom bymekaar kom en ook net vir die hospitaal intree en bid vir alles wat hier gebeur en dit wat hulle beleef in hierdie moeilike omstandighede. Jy kan deel wees hiervan deur ook vir ons te help om na die tyd dalk 1-tot-1 opvolg te doen en oproepe te maak en saam te bid. En as jy graag betrokke wil wees, is jy welkom om na hierdie QR-code te kyk of na hierdie WhatsApp-nommer en net vir ons aan te dui dat jy wil graag deel wees daarvan. Bid asseblief hierdie inisiatief. Ons sien uit in die volgende 6 weke om 'n groot impak deur Brooklyn by 6 hospitale te doen en deur Doxa Deo in Tshwane by ongeveer 30, 40 hospitale. Hello, beautiful, glorious, cherished ladies. 'n jaar so vreemd. We had to name it twice. In 2020 ons wel 'n paar dinge kom leer. 2020 het ons geleer ons is sterker as wat ons eintlik gedink het. 2020 het ons geleer dat selfs introverte kan hinker na massa byeenkomste. 2020 het ons geleer die wêreld soos wat ons dit ken kan verander met immediate effek. En 2020 het ons kom leer dat wanneer 'n klomp vrouens die geleentheid kry om bymekaar te kom, moet hulle dit met al twee hande aangryp. So na 'n jaar van inperkings en aanpassings is ons nog glad nie terug na normaal nie. Maar weet ons dat ons geroep is to glorify God in uncertain times. Nooi 'n paar vriendinne en sit bietjie verder uit mekaar, want waar 2 of 5 saam vergader, breek ons nie die reëls nie. 22 Februarie om 7:00 die aand gaan ons heerlik sit met 'n koffie in die hand en gesels. Ons is so opgewonde om jou te nooi om saam te kom kuier. Nog 'n manier hoe dit vir jou moontlik is om net deel te raak van dit wat God nou mee besig is in ons stad en in hierdie omgewing van ons. Dis ook deur middel van jou finansies. Dalk voel jy dat jy nie die tyd of die vermoë het om betrokke te raak by 'n uitreik of 'n bediening waarmee ons nou tans besig is nie. Maar weet jy kan ook deur middel van jou finansiële bydraes help om 'n groot verskil te maak en seker te maak dat die bediening waarvoor ons geroep is in hierdie seisoen steeds volkome gebeur. So jy's welkom om na ons webwerf toe te gaan waar jy ook die verskillende maniere sal vind waarop jy kan bydra en ons wil jou aanmoedig om ook so deur jou finansies 'n groot verskil te help maak. Ek wil in hierdie tyd ook aan jou finansies kom dink persoonlik waar jy is sommer so in die begin van die jaar. Daar's soveel terugvoer wat ons kry van mense wat regtig in ons kampus swaar trek met besighede, met hulle werke en kom ek bid ook nie net vir die impak van ons finansies in die stad nie, maar ook in jou persoonlike lewe. So Vader, baie dankie dat ons alles wat ons is en alles wat ons het net aan U kan opdra. Dankie Here dat alles aan U behoort. Dankie vir elke belofte dat U sal bly voorsien en sorg en vir ons omgee ook in dit wat ons in ons lewe finansiëel nodig het. Ek kom dink aan elke sakeman, elke persoon se werksplek, elke persoon se finansies, Here, dat hulle ook U krag daardeur in hulle eie lewe sal beleef. Ons gee vir U al die eer in Jesus naam. Amen. This is a personal invitation to everybody in Doxa Deo. Our leader, Alan Platt, will be speaking at our City Changer Equipping Program. And we would love to see you there
And may you come and just experience the Word of God through our leader for this next season. Preparation for Parenting is 'n kursus wat nuwe ouers toerus om die eerste 5 maande van hulle nuwe bondeltjie te oorleef met gerusheid, bevoegdheid en vreugde. Die kursus gee praktiese riglyne en help ook om realistiese verwagtinge te skep. Annel, is jy ook al keelvol om hierdie masker te dra? AB, baie. Maar ek weet van 'n veilige plek waar jy nie net hierdie masker nie, maar ook jou masker van teleurstelling, trauma, verlies en seerkry kan afhaal. Indien jy enige verlies beleef of dit 'n egskeiding of 'n gebroke verhouding is of enige trauma en jy na hierdie masker wil gryp, wil ons jou uitnooi om nie Doxa se herstelkursus mis te loop nie. Ons hou weer audisies vir ons aanbiddingsspan. As jy sing, instrument bespeel, klank, beligting of selfs media doen, kom maak 'n afspraak vir 'n audisie. Ons sien uit om jou deel van hierdie bediening te maak.